datums in my kop reg gekry voor ek nou met julle praat. Onthou asseblief, hierdie maand gaan besig raak, né? Die 10de die oggend is dit ons finale trekking vir hierdie pragtige geskenk wat 'n mens kan kry, bederf 'n moeder of 'n vrou in jou lewe. Jy het nog vanoggend tyd, die klipbord lê daar agter. Gaan sit asseblief jou naam op, jy kan dit EFT die geld gee. Maar sorg net dat jou naam daarop is, want die trekking is volgende week. Dan die 17de gaan 'n redelike besige dag wees. As ek reg onthou het ons nagmaal, dan het ons sommiges van ons ringsvergadering en julle gaan vir ons bid asseblief. En dan die aand het ons 'n baie wonderlike geleentheid. Professor Jaco Beyers, wat professor in religie is, kom bietjie by ons kuier en hy kom vir ons 'n bietjie vertel van ander godsdienste en hoe ons daaroor moet nadink. So ek dink hy is die beste persoon in die kerk om vir ons enigiets daaroor te vertel, so ons nooi vir julle uit en ons beloof dat dit nie net 'n praatjie gaan wees nie, soos julle hoor gaan daar sang by wees en daar gaan ietsie lekkers wees om te eet. So, sorg asseblief dat julle daar is en dan die 24ste is Pinksterfees, wat ons ook nie gaan mis nie. En ons sal vir julle nog detail gee oor Pinksterfees, wat ook 'n lieflike oggend gaan wees. Dit gaan 'n meer kontemporêre erediens wees, so maak reg daarvoor. Ons gaan so 'n bietjie dit geniet. Ek wil vanoggend welkom sê vir Jaco en Ronel Wasson. Hulle sit, ek het hulle hier daar sit hulle. Baie hartlik welkom by ons. Hulle is van Middelburg. Hulle kuier vanoggend by ons. Ons hoop dat julle dit saam met ons gaan geniet. Ons is min vanmôre, maar hierdie lang naweke maak 'n mens gedaan. So volgende week hopelik gaan dit baie beter lyk as wat dit vanoggend lyk. Goed, ek sal net vanaf verduidelik, ons liturgie is altyd so op die blaadjie, so mens kan sien waar sit jy en waar staan jy, en dan is al die liedere op die bord. En ons besit hulle af, dis liedboekliedere en vonkliedere, soos julle nou gesien het, oefen ons die vonkliedere vir die bietjie spele. Goed, broers en susters, dan wil ek daarom net vanoggend gaan die verjaarsdag hanteer. Cecilia Jacobs is nie vanoggend hier nie, ek het nie hulle gesien. Maar ons het een baie belangrike verjaarsdag wat ons vergeet, en dit is my skuld en dit is Anton wat verjaar het, ons ander voorsitter. Anton, en hy was baie slim, hy sê hy het sy huweliksherdenking op dieselfde dag wat hy dit kan vergeet nie. So, Anton, ons hoop dat dit vir jou baie netjiese, wonderlike jaar sal wees. Dat ek nou net seker maak dat jy, dat enigiemand anders wat verjaar wat ek nou nie gaan bewus is nie. Julle moet my help asseblief, julle moet julle hande in die lug opsteek, anders gaan ons by iemand verby waar ons nie moet verbygaan nie. En dis net die kinders wat sal sê, ek het ook, dis nie groot mense nie. Goed, broers en susters, dan, ek dink ek het min of meer alles gesê, al die ander goed kan julle met liefde lees, op die blaadjie, het ek my verbeel, nie, ek sien nie vir Hazel hulle nie. Ek wil dan net sê, en ek skinner nie, ek het met Hazel gepraat ook, Hazel het 'n baie ernstige toeval gehad, so ek weet nie meer, dis meer as 'n week gelede, en sy was vir 'n oomblik in intensiewe sorg, en die dokters was regtig baie bekommerd oor haar, en maar genadiglik is sy daardeur, en dit gaan met haar baie beter. En toe sê die dokter een ding wat my ore laat tintel het, hy sê, nou gaan jy baie energie hê, toe dog ek Hazel, asseblief nog energie, dan hardloop sy onder ons almal uit. Maar ons is bitter baie dankbaar dat dit met haar beter gaan. Dit gaan goed met Letty en almal anderste daar, ek weet nie van iets ernstigs nie. Christie is dit nog nie? Nee, nog nie. Ja, volgende week. Ja. Ja, en Christie, ons hoop dit gaan spoedig met julle beter. Nee, die Stapelberg moet nou beter raak asseblief, nee, dit moet nou beter gaan met die Stapelberg. Hoor vir my. Goed, broers en susters, verder, weet ek nie van nog iets nie. Kom ons raak so vir 'n oomblik rustig en dan gaan ons aan met ons iets.
pad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom by waterstrome wat daar geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Neem die hart van klip in ons binneste en maak dit 'n hart wat vir u ontvanklik is. 'n Hart wat u sal lief hê, loof en aanbid, wat u volg en vreugde daarin vind. Terwyl jy so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God, ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons wil U loof en U dank, soos ons sopas gesing het. Ons wil, Here, aan U al die eer bring. Ons wil in ons lewens laat wys dat ons aan U behoort. En sopas het ons gesing dat dit beteken dat ons sal lief hê met oorgawe. Here, dit is hoekom ons vanoggend hier bymekaar is, sodat ons opnuut kan leer wat dit beteken om lief te hê met oorgawe.
wat dit beteken om aan U te behoort en U waarheid te leef. En as ons vanoggend, Here, U woord oopmaak, gee dit daar by ons 'n verwagting sal wees, dat hierdie woorde met ons sal praat, dat dit ons sal laat anders dink en anders gaan laat leef, omdat ons besef dat in hierdie woorde lê die ewige waarheid vir ons opgesluit. Lê daar vir ons 'n lewe opgesluit wat aan U behoort en wat aan mekaar behoort en wat uitgaan na 'n wêreld wat nodig het om te hoor dat daar 'n God van liefde is. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan stil word voor U. Dat ons inderdaad kan bid dat U vir ons 'n hart sal gee wat brand van liefde, van aansporing deur die Gees, en dat ons met hierdie warm hart hier sal uitgaan. 'n Hart wat onblusbaar brand vir U en vir ons naaste. Dat ons sal weet waarvoor ons hier is en waarvoor ons geroep is en waarvoor ons leef. Alleen U woord en deur die krag van die Heilige Gees maak dit moontlik in ons lewens. Gee dat ons luister, Here, en gee dat ons gaan leef met dit wat U vir ons gee om te doen. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, 1 Johannes 3, vers 16 tot 24. Hy begin so aan die einde van een gedeelte en dan gaan hy bietjie oor na 'n volgende gedeelte. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort, en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God toe te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy Seun Jesus Christus glo, en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy vir ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy Gees gegee. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord gaan hoor en uit hierdie woord gaan leef. As 'n mens so 'n bietjie rondluister in die wêreld waarin ons leef, as 'n mens 'n bietjie gaan moeite maak en gaan luister na al die eienaardige goed wat in die naam van die Christelike geloof deesdae gepreek word, vertel word, uitgesaai word, dan besef jy daar's allerhande boodskappe en allerhande maniere van kyk vanuit die evangelie van Jesus Christus na die wêreld. En hoe onderskei 'n mens uiteindelik wat is waarheid en wat is nie? Want die een ding wat ons vir onsself moet sê, broers en susters, is dat daar waarheid is en dat daar valse lering is. En dat 'n mens minstens moet kan onderskei tussen wat waar is en wat vals is. Nou, dis nie 'n probleem wat uniek is aan ons tyd nie. As 'n mens gewoon net na die Johannesbriewe gaan kyk, dan kom jy agter, hulle het met hierdie selfde vraagstuk oor wat is die waarheid, het hulle geworstel. Die Johannesbriewe is so, meen hulle, na 100 na Christus geskryf. Met ander woorde, die gelowiges wat luister na dit wat hier vir hulle geskryf is en wat vir hulle voorgelees word, is ouens wat waarskynlik beleef het toe die tempel verwoes is en hulle moes vlug. Want die Jode het hulle die skuld gegee en die Romeine het begin om die Christene te vervolg en hulle moes vlug. So hulle vlug Klein-Asië in en hulle vlug in die rigting van Griekeland. En daar gaan soek hulle mekaar op.
En daar begin hulle hierdie klein gemeentetjies, en dan weet ons het Paulus hierdie gemeentetjies ook gestig, en hy het hulle bedien, en hy het gesorg dat dit aanhou bedien word. En later sou hierdie klein gemeentetjies 'n bietjie vorm kry. En hulle sou 'n leier gehad het, en hulle sou ouderlinge en diakens gehad het, wat die werk daar kon laat voortgaan. Hulle sukkel self met die vraag, wat is waarheid? In hulle wêreld was daar, ons weet, baie Griekse filosofie. Daar's baie ander denke waarmee hulle in aanraking gekom het, die oomblik toe hulle wegvlug uit hulle huise uit die vreemde in. Een van die denke waarmee hulle te doen gehad het en wat bietjie van 'n invloed gehad het op die Christendom en dan uiteindelik hierdie baie diep gesprekke veroorsaak het oor wat is die waarheid, is die gnostiek. Nou gnostiek sê gewoon vir jou dat die aardse goed nie belangrik is nie. Die aardse lewe, jou lyf, aardse dinge is nie belangrik nie. Hulle fokus op die siel van die mens. En nou moet ons mooi hoor, die siel van die mens wat in aanraking met God kan kom. Met ander woorde, die siel is self in staat om hierdie trappies te klim, om by God te kan uitkom. Gnostiek aanvaar ook nie dat Jesus werklik mens was nie. Hulle aanvaar hoogstens dat Jesus 'n skynmens was, wat hierdie skynbestaan op aarde gehad het, voordat hy teruggevaar het na die hemel en sy ware wese opgeneem het. Nou kan 'n mens onmiddellik hoor hoe teenoor die Christelike geloof hierdie is. En dit het die gelowiges laat vra, wat is die waarheid? Wat kan ons glo? As ons terugkom na ons eie tyd, wil ek vanoggend by 3 goed stil staan, wat in ons eie wêreld vir ons 'n bietjie van 'n probleem veroorsaak, in terme van, hoe moet ons oor hierdie goed dink? En dis weer die waarheid vraag, wat is waarheid en wat is vals? Ek gaan 3 voorbeelde noem, van waar ek dink die waarheid skeef getrek word, en dan kom ons uit by wat werklik die waarheid is. Die eerste voorbeeld hier is 'n bedieningsstyl wat op mense se gewete en 'n mens se skuldgevoel teer. Dit laat jou onmiddellik skuldig voel oor wie jy is, oor hoeveel tyd jy beskikbaar het, oor hoeveel jy gee, al die goed waaroor 'n mens kan skuldig voel. En saam met hierdie skuldig voel kweek dit 'n vrees by jou. 'n Vrees vir die bose, 'n vrees vir die hel, 'n vrees vir oordeel. Watter vrees motief ook daarin ingeweef is. Maar dit werk met skuldgevoel en dit werk met vrees. En broers en susters, net uit die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, weet ons dat nie die Here, nie sy apostels, nie die evangelie ooit met hierdie 2 goed gewerk het van skuldgevoel en vrees. En dit moet ons net 'n bietjie onthou. Dat jy moet skuldig voel oor wat jy nie doen nie, en wat jy nie gee nie. Dit is nie hoe die evangelie werk, en hoe die Here met ons werk nie. Daar's 'n ander styl van bediening, wat die hele tyd fokus op half hierdie sielkundige manier van leef. Dis daardie goed wat 'n mens kry, waar jy 5 planne van dit het, en 7 stappe het om by heelheid uit te kom, of om die ware mens te wees, en wat ook al die goed is wat hulle vir mens gee. Ek was baie lus om vir julle 'n voorbeeld hierbo te gooi, ek het uiteindelik myself bedink. Maar mens kry selfs goed soos, dat jy 'n apostoliese dieet kry, en dan sê hulle vir jou, wat mag jy eet en wat jy nie mag eet nie. Ek dink nie, soos wat ons van die Bybel sê, dat dit nie 'n wetenskaphandboek is nie, is dit nie 'n biologiehandboek nie. En dan moet mense baie versigtig wees dat die Bybel vir jou op 'n sielkundige vlak, op 'n menslike vlak, die hele tyd wil sê, hierdie is reg en hierdie is verkeerd, hierdie is reg, hierdie is verkeerd. Bloot die feit dat ons 'n 2000 jaar sprong maak, met al die wetenskaplike ontwikkeling en alles wat daarmee saamgaan, maak 'n mens baie versigtig om die Bybel op daardie manier te misbruik. Die Bybel praat nie in die eerste plek oor die mens nie. Die Bybel praat en begin altyd eerstens
by God en sy genade. Die derde voorbeeld wat ek vanoggend wil noem, is iets wat baie duidelik in ons wêreld is deesdae, en dit is hierdie Christelik nasionale denke. En dit is gewoon waar 'n mens politiek en geloof by mekaar uitbring. En waar jy geloof die voertuig maak om jou politieke denke te bevorder. Dit is 'n baie gevaarlike speletjie om te speel. En dit gaan bloot daaroor, en dit moet 'n mens nie miskyk nie. Dit gaan daaroor dat 'n persoon hierdie voertuig van geloof gebruik om uiteindelik sy politieke mag uit te brei. Dit gaan interessant altyd saam met baie as jy na die Bybel gaan kyk en die Bybel lees, dan doen jy dit baie letterlik. So jy bly daar staan. En daar's nie 'n deurvertaal van 'n klomp goed nie. Dis 'n baie gevaarlike voertuig, maar dit is 'n baie effektiewe voertuig wat mense gebruik om ook Christene saam met hulle te vat in bepaalde denke. Maar hoor my net as ek sê dat hierdie denke, hierdie politieke denke, beperk uiteindelik die geloof en waarna toe die geloof moet beweeg. Kom ons kom dan uiteindelik uit by wat die Bybel sou sê waarheid is. As hierdie goed bietjie die waarheid skeef getrek het, soos wat die gnostiek al het, en ons nou gesê het, sielkundige manier van doen, of 'n ding wat op jou gewete en jou skuldgevoel en jou vrees konsentreer, of dan uiteindelik hierdie Christelik nasionale politieke denke. Wat is die waarheid? Waarheen gaan ons en wat pas ons toe om te weet wat is waar en wat is vals in ons lewe? En uiteindelik is die eenvoudige antwoord, die antwoord wat ons almal ken. God het sy waarheid geopenbaar in sy seun Jesus Christus. Enige toets van die waarheid begin daar. Begin by wat Jesus vir ons kom leer het, wat hy vir ons kom voorleef het, en die manier wat hy dit gedoen het. En dan is daar twee goed wat ons onlosmaaklik aan mekaar verbind. Word in ons gedeelte baie mooi vir ons gesê, dat waarheid, God se waarheid, en sy liefde, kom altyd by mekaar uit. Enigiets anders is vals. As jy God se waarheid, wat hy in Christus geopenbaar het, verbind aan sy liefde, wat sy wese is, dan is jy by die waarheid. En dit is die toets vir enigiets wat ons sê en enigiets wat ons doen. Hierdie teks wat ons gelees het vanoggend begin by die konkrete realiteit van liefhê. Van 'n liefde wat kom vanuit God se wese en wat ons moet gaan uitleef. En hy sê as ons nie dit reg kry nie, dan is ons nie besig met God se waarheid nie. Ons as gelowiges, die kerk van die Here op aarde, is hier om hierdie waarheid te verkondig en te leef. En die toets vir onsself is of ons dit in liefde doen. Of ons in liefde besig is met mekaar en in liefde besig is na buite toe. Dis die toets wat ons moet aanlê vir die waarheid wat hier binne en tussen ons leef. Ons weet net wat werklik liefde is, omdat Jesus dit vir ons kom wys het. Omdat hy vir ons God se gesig kom wys het, en dis 'n gesig van liefde. Omdat ons geleer het dat God se wese, die drie enige God se wese, is liefde. En daardie liefde dryf alles in hierdie wêreld. En op 'n plek waar daar nie liefde is nie, daar moet ons weet, kom die waarheid van God nie na vore nie. En waar ons besig is dit ons dryfveer. Is dit wat ons aanspoor om God met alles in ons lief te hê en mekaar soos onsself. En ek het al voorheen verduidelik, daar's 3 entiteite in daardie gebod. God bo, die drie enige God wat ons met ons hele wese moet lief hê. Dan is daar onsself en ons medemens wat ons op gelyke vlak moet lief hê. En dit is uiteindelik die toets wat ons moet aanlê vir enigiets wat ons hoor en sien en verstaan in ons wêreld, onder die opskrif van die Christelike geloof. Enigiets wat iemand verkondig,
in die naam van Christus word aan hierdie toets onderwerp. Praat dit vanuit liefde en oor God se liefde in ons. Enigiets wat jou uit vrees vir die hel, of vir oordeel, of vir verdienste probeer aanspoor, is nie waar nie. Enigiets wat geloof 'n hefboom maak vir politieke speletjies, is nie waar nie. En enigiets wat by 'n mens begin, by die mens wat heel moet word, en die mens wat homself moet verhef, is nie waar nie. Want ons weet dat die evangelie ons leer dat dit begin by God en nie by 'n mens nie. God altyd eerste en die mens wat net daarop antwoord. So as dit per se daaroor gaan dat die mens moet verbeter, sonder dat God se genade of sy liefde daarin 'n rol speel, dan is dit gewoon net nie waar nie. As ons vers 19 en 20 lees, dan verseker God ons dat dit gaan oor sy liefde. En dat sy liefde in staat is om alle vrees in ons stil te maak. Dat net soos daar nie plek is vir die donker waar daar lig is nie, so is daar nie plek vir vrees waar gelowiges bymekaar is nie. Daar's nie plek vir selfsug nie, daar's nie plek vir allerlei speletjies met mense nie, daar's nie plek vir misbruik nie. Waar God se lig val, is sy genade en sy liefde aan die werk, en moet dieselfde tussen gelowiges sigbaar wees. Kan nie op 'n ander manier werk nie. Het iemand jou al bang gepraat? Met jou vorige keer vir jou gevra, is jy gered? Het hy jou al bang gepraat met oordeel? Het jy al hierdie vreeslike prentjies gesien van wie hel toe gaan en wie hemel toe gaan? Broers en susters, wanneer jou fokus so op oordeel is, en op eindtyd is, en jy met vrees werk, en ek het al baie gesê, en ek sal dit met vrymoedigheid weer sê, niemand praat my so bang vir die hel, dat hulle my binne in die hemel inpraat nie. Dis nie waaroor hierdie gaan nie. As iemand die evangelie met vrees verbind, dan is dit gewoon nie waar nie. Het iemand al vir jou vertel dat omdat jy sekere goed nie doen nie, en sekere handelinge nie deel is van jou geloofservaring nie, is jy nie goed genoeg gelowige nie. Dis ook nie waar nie. Menslike gebruike, menslike denke, bepaal nie of ons gelowiges is of nie. God se genade bepaal dit uiteindelik. Het iemand al vir jou gesê, dat jy, omdat jy nie dieselfde glo as wat hulle glo nie, dat jy nie goed genoeg gelowige is nie. Dis gewoon nie waar nie. Ons almal staan onder dieselfde genade van die Here. Ons almal weet, dat dit wat ons verstaan maar 'n fraksie is, van wat die werklikheid is vir God. En daarom moet ons versigtig praat. Enige ou wat praat oor geloof en 'n punt sit, maak die verkeerde punt. Want geloof, as ons daaroor praat, kry altyd 'n komma-punt. Omdat ons nie alles weet nie, omdat ons nie alles verstaan nie. Ons denke, ons wenswees is feilbaar. Ons verstaan ten dele, sê Paulus. Ons het die lig en die krag van die Heilige Gees nodig, om ons te verlig, sodat ons beter kan verstaan. En daarvoor bid ons elke dag. Maar ons kom nie op 'n punt waar ons so oortuig is van ons saak, dat ons kan besluit wie is gelowige en wie nie. In sulke gebeure is die liefde van God nêrens sigbaar nie. Kom ons toets dit aan wat Jesus gedoen en gesê het. As ons so oortuig is van wie's in en wie's uit, sou Jesus uitgewees het. Dit het die Fariseërs gesê. Hulle het gesê, hy hou nie by die tradisies nie. Hy kan nie eintlik 'n rabbi wees nie. Hy kan nie doen wat hy doen nie.
want hy het hulle hele stelsel op sy dak gaan gooi. Hoekom? Hulle stelsel was 'n stelsel van vrees, van inperking, van jou op die spoor hou wat hulle wou hê. Wat kom doen Jesus? Hy spandeer tyd met mense wat dit kwansuis nie verdien nie. Hy gaan loop daar op die rand rond, waar daar mense is wat nog altyd uit misgekyk is, en wat eintlik is daar vir hulle gesê, julle staan buite die genade van God. En Christus het ons kom leer, niemand staan buite die genade van God nie. Jy self kies of jy binne daardie genadesfeer wil wees of nie. En jy kan wegloop, want dis jou vrye wil. God gee vir jou daardie ruimte. Maar hy kies om jou in sy genade en in sy liefde en in sy waarheid in te sluit. God se liefde is ver meer as die vermoë wat ons het om dit te verstaan. God se genade is net soveel groter, dat selfs ons gewete nie kan byhou nie. Ons wil onsself nog aankla oor 'n klomp goed, dan het God ons al vergewe, en wil hy ons herstel, en ons saam met hom vat. En daarom, broers en susters, moet ons maar versigtig wees. En kom ons begin by ons. Nie by ander en hoe ons veroordeel word oor sekere goed, en wat daar waarheid is en valsheid is nie. Kom ons begin by onsself. En ons kies om hierdie waarheid van Christus te lewe. Ons kies die liefde van God. En ons probeer om onsself daarby aan te pas. En hierdie gebod van Jesus te gaan uitleef. Dis waar ons begin. En dan bid ons vir die gawe van onderskeiding, sodat ons tussen waarheid en valsheid in ons wêreld kan onderskeid tref. Sodat ons nie verlei word deur valse goed nie, maar altyd die waarheid van God kies. Liefde is wie God is. Dit is sy wese. Dis die wese wat Jesus vir ons kom wys het. Ons kan nie daarby verbykom nie. Dit is wat God maak en wat ons aan hom verbind, is sy liefde. En dit is wat in ons kern moet wees, niets anders nie. Nie oordeel nie ek kan myself verhef nie bepaalde denke wat mens beperk, as jy nie so glo nie, dan is jy nie deel daarvan nie. Die liefde van God, wat ons vry maak, om te wees wie ons is in sy naam. En dit moet ons leef, en dit moet ons glo elke dag. Waarheid, geloof en liefde is die kenmerk van die kerk van die Here. Maar die kerk van die Here oor die eeue moes nog altyd 'n bietjie aanpassings maak. Want ons word verlei deur menslike mag. En ons word verlei deur nuwe denke en deur goed wat anders is as wat ons aan gewoond is en wat vir ons so opwindend is. En ons word verlei deur wat ons kan wees in die wêreld. En uiteindelik bring die woord ons terug by die punt waar hy sê nee. As jy jou verbind aan die God van liefde, dan is jy wat hy is. En dit is liefde. Geloof, waarheid, liefde. Dis waarvoor ons hier is en dis wat ons mee besig moet wees. As ons nie hierdie kenmerke uitleef nie, kan ons tog nie sê ons is deel van die Here en van sy kerk nie. Want nêrens in die evangelies kry 'n mens iets anders as dat liefde God se wese is. En dat die kenmerke van die kerk geloof en waarheid is nie. En broers en susters, uiteindelik kom ons dan uit by of ons lewe en of ons dood skep. Daai vraag van wat skep ons? Hierdie gedeelte wil ons daaraan herinner, dat wanneer ons hier uitgaan, is ons besig om te skep. Ons skep 'n omgewing. Ons skep 'n ervaring vir ander mense. En daardie ervaring kan vir daardie persoon lewe beteken of dit kan dood beteken. En daarom moet ons baie versigtig wees vir die manier wat ons met ander mense in kontak kom.
Dat ons gedurig besig is om toe te laat dat lewe geskep word. Dat jou omgewing so omgewing is, dat mense iets van die lewe en van die liefde van God daar ervaar. Skep omgewing om jou, waar mense iets sien van God en sy wese, van sy liefde. Leef jou geloof voluit. Leef die waarheid van Jesus Christus en gaan toets elke aspek van jou lewe aan hierdie waarheid. En skep 'n geleentheid, 'n plek, 'n omgewing, waar ander mense iets van hierdie liefde kan ervaar. Amen. Ons gaan nou 'n dankgebed doen, broers en susters, en direk daarna sing ons dan ook Vonk 234, wat 'n verwerking is van die Ons Vader. Kom ons bid saam. Here my God, maak my 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat ek my liefde saai. Waar daar onreg is, vergifnis. Waar daar twyfel is, laat ek geloof leef. En waar daar wanhoop is, laat ek hoop bring. Waar daar lig is, duister is lig. Waar daar droefheid is, vrede en vreugde. O Goddelike Meester, gee dat ek nie op soek sal wees om getroos te word nie, maar eerder om te troos. Om verstaan te word nie, maar eerder as om te verstaan en te luister. Dat ander my moet lief hê nie, maar dat ek bereid is om lief te hê teen alles in. Dat ons bereid sal wees, Here, om te gee eerder as om te ontvang. Om te vergewe nog voordat ons vergewe word. Dat ons bereid sal wees om aan onsself te sterf, sodat ons in die ewige lewe gebore kan word. Here, baie dankie dat ons vanoggend voor U kan stil word. Dat ons opnuut kan bid vir almal in ons gemeente, vir die gebreke en die swaar kry, en die probleme en die worsteling. Here, dat ons kan bid dat die hand om mense sal wees wat U nodig het, wat uitdagings in die oë staar en nie altyd die antwoorde het nie. Ons wil bid vir hulle wat dalk weg was en op pad is huis toe, dat U vir hulle veilig sal bring na hulle huise en na hulle huisgesin. Here, baie dankie dat ons vanoggend mag bid, nie net vir mekaar nie, maar vir hierdie gemeenskap waarin ons leef en werk. Vir al die oomblikke wat ons het daar buite, waarin U wil hê dat ons 'n geleentheid moet skep. Here, ons wil bid vir ons land en ons wêreld, waar mense vergeet het dat U in beheer is en dat U liefde regeer. Here, vergewe hulle, herstel wat verkeerd is en bring ons weer almal die regte pad, die pad wat U vir ons gekies het. Dankie Here dat ons hierdie goed mag bid, dat dit baie groter is as waarin ons iets kan doen. En daarom laat ons dit in die hande, want U alwysheid, U ewige liefde, sal vir ons almal gee wat ons nodig het. Dit glo ons en dit leef ons. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Amen.
Ons kon nie van die liefde praat vandag, broers en susters, en uiteindelik nie ook die lied van die liefde sing nie. Kom ons sing dan, praat ek mense engeletale, lied 530, daar al 3 die verse. Ten slotte, en dan bly jy staan vir die seën en die wegsending lied. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.